Boerevriende, baie dankie dat u hierdie DVD bekom het. Ek wil graag vir u hierdie ongelooflike verhaal vertel. En ek weet hier binne in my hart is dat ek hierdie goed moet doen vir ons boerevolk. Ek glo dat ons die laaste generasie is wat nog die waarheid rakende ons boerevolk se geskiedenis vir ons kinders en kleinkinders kan vertel. Want wat hierna gebeur is, dink ek, net al die leuns van die politiese, korrekte, liberale Afrikaners. Nou, ek het 'n geweldige passie vir ons boerevolk. Ons het hele paar treintoere Bloedrivier toe gedoen met plus minus 180 mense. En elke keer het die Skepper sy hand oor ons gehou en ons het ongelooflike tye by Bloedrivier gehad. Nou, met die maak van die konsentrasiekamp DVD's het ons iemand daar by Heilbron ontmoet, Quatra Pretorius. En sy het ons toe nou baie vertel van Heilbron, ons plekke gaan wys waar die konsentrasiekamp was ensovoorts. En die dag, die hele Saterdag toe ons nou daar verfilm het, toe is ek nou nie baie lus om terug te ry Johannesburg toe nie. Nou ek vra toe vir haar, is daar nie 'n gasthuis of iets wat ons kan oornag nie? En sy gee ons toe 'n telefoonnommer, baie oulike mense, hulle boer daar in Koppie se distrik. Nou tussen Heilbron en Vegkop het hulle 'n plaas. Nou jy kan daar gaan op 'n naweek woon, of bly of braai, jy kan net lekker kuier. Dis so op 'n heuwel, is 'n grasdak, is 'n baie oulike plek, as jy net 'n bietjie weer wil rus vir jou siel kry. En ons gaan slaap toe daar. 'n Paar maande daarna ry ons een dag Clarence toe. En ons was nogal redelik vroeg in die oggend gewees. Dit is toe ek begin het om die Natalse konsentrasiekampe te gaan afneem, want ons gaan die aand toe nou oorslaap op Clarence. En toe ons by Petrusstein afry, sê ek vir my vrou, kom ons gaan kyk net hoe lyk hierdie dorp se kerkhof. Nou, ons is toe daar by Petrusstein en in die heel agterkant van die dorpie lê die ou kerkhof. Hy's omtrent seker 'n morg groot. Nou, in die Anglo-Boereoorlog was daar 'n generaal gewees, J.H. Olivier, wat met 'n paar van sy manskappe die boervrouenkinders by die Allewal Noord se konsentrasiekamp wou gaan red. Maar ongelukkig was daar te veel Britse soldate daar gewees en hulle kon dit toe nou nie gedoen het nie. Jong, en ek stop so en ons klim uit die kar uit en nou stap ons so daar in die konsentrasiekamp kerkhof. Nou, ons mense is van oos na wes begrawe. Maar daar's ook ander grafte wat van noord na suid begrawe is. Nou, ek het altyd, soos dit aan my vertel was, ja, dit is nou verraaiers of moordenaars wat so begrawe is. Jong, en dan stap jy binne in die kerkhof, jy gaan nou die DVD sien. En ek sien 'n graf ek sien daar's 'n palissade so in die middel van die kerkhof wat toegespan is, maar die gras staan net so hoog. En ek stap nader en ek kyk so, en wat ontdek ek toe? Wat 'n ontdekking. Hier is die graf toe van generaal J.H. Olivier. Maar is toegegroei binnekant. Nou, uit die verkope uit van die konsentrasiekamp en die Anglo-Boereoorlog DVD's het ek toe 'n weed eater gaan koop en 'n petrolsaag. Nou, ek was nog nooit bang gewees vir werk nie, en as julle so 'n projek en goed aan het, kom help ek graag. En dit is ook as die finansies dit toelaat, of as ek 'n borg kry, gaan doen ek dit. En ek sê vir my vrou, Jessie, sal dit nou nie wonderlik wees, nee, om nou hy seker omtrent 'n morg groot hierdie kerkhof te kom skoonmaak nie. Jong, en my gedagtes begin werk, en ek sê toe vir haar, okay, kom ons kyk wat ons kan doen, en ek bel toe 'n paar vriende van ons, en daar's 'n hele paar van hulle wat toe sê, omtrent so 12 van hulle, nee, hulle sal ons kom help om hierdie kerkhof skoon te maak. Ek sê, goed, dan gaan ons nou hierdie plaashuis hier, daar aan die kant Heilbron, tussen Heilbron en Vegkop, daar storte, daar's krag, alles daar so, weet, elke ou bring 'n koelerbok saam, met vleis en goed, en dan na die tyd, dan kom braai ons hier, en ons slaap lekker daaroor, ensovoorts. En ek begin toe vir die Heilbron Herald, elke keer 'n berigie stuur om te sê, is daar dalk oliviers in hierdie Heilbron distrik? Dra julle kennis van hierdie generaal J.H. Olivier se graf hierso, ensovoorts. En hoe nader dit nou aan die tyd kom, dat ons toe nou vir hulle ook 'n datum gee, en 'n beroep doen,
op die mense van Heilbron, en natuurlik die koerantjie word seker met daai hele area versprei, Petrusstein, Ryds en daai plekke. Begin van ons vriende weet kop uittrek. Die ou het nou dit, en hy kan nie hierdie naweek nie, ensovoorts, en ek sê toe vir my vrou, op die ou teen is dit toe net ek en sy, en ons is toe nou vroeg weg, hierso uit Rodepoort uit, die Saterdagoggend, en ons kom toe daar by Heilbron aan. Ek het 'n dierbare vrou, sy het nou vir ons 'n piknikmandjie gepak en alles, en ons ry so daar na die kerkhof toe, want ek wil toe nou nie ook sê, weet jy wat nee, ek gaan nie daar skoonmaak nie. Nou vir my en vir haar om 'n morg kerkhof skoon te maak, nee, dis nie moontlik nie. Yes. En ons stop hier by hierdie kerkhof en ek kyk dit nou so, daar's 'n ou boom en die doringdrade wat die beeste plat getrap het, lê so rond, en ek kyk hierdie plek so en ek wonder net, waar moet ek nou begin? Waar begin 'n mens? En ek sê toe, wel, kom ons begin dan maar by 'n punt, en ek stap toe daarna hierdie generaal Olivier se graf toe, en ek kry die weed eater daar in die gang, en ek begin toe nou daar sny en alles. En na so ruk, roep my vrou my, en sy sê vir my, of sy kom klop daar, en wys vir my, ek moet die weed eater afsit, en sy sê vir my, hier kom 'n bakkie aangery. Ek dink toe, nee, goed, en ek sit die ding daar neer, en ek draai om, en ek loop so waar ons bakkie staan, wat jy nou op die DVD sal sien, en daar kom 'n ou aangery, en ek gaan so toe, en ek sê, goeiemôre, en ek stel my toe self voor, en hy vra, wat doen ons hierso? En dit is omtrent seker hierso so by 8 uur se kant gewees. En ek sê vir hom, man, weet is toevallig erfenisdag. Ek sê toe, ons kom maak hierdie kerkhof skoon, of probeer daarom, of hy geweet het van hierdie generaal Olivier wat hier so lê. Hy sê vir my, nee, hy maak nogal 'n grap, hy sê net, ja nee, jou oupa het seker diamante hier kom plant, en jy kom haal dit nou. Ek sê, Jessie, as dit maar net so was. Maar hy klim toe daar uit die bakkie uit, en hy stap toe saam met my, hy groet my vrou, en sy gooi vir ons koeldrank in, en ek wys hom toe die graf en die goed, en hy sê vir my, nee, maar regtig nie, waar kom ons vandaan? Ek sê, ek kom van Rodepoort af. Hy sê, maar nou, wat kom maak jy hier so? Ek sê, hierdie generaal Olivier, nee, het sy vryheid opgeoffer, nee, om die vryheid vir ons te gee, wat ek en jy nou vandag, ongeag die ANC se gemors, wat hier aangaan in die land, te gee. En ek het nie geweet nie, toevallig het ons hierso gestop, en ek het gesien, sy graf is toegegroei, met die gras en goed. Dis seker die minste wat ek kan doen. Hierdie ou kyk my so ongeloofwaardig, en hy sê vir my, hy glo dit nie. En ek stap toe saam, ons drink koeldrank, en hy klim in sy bakkie, en hy sê vir my, ek stuur vir jou mense, om jou te kom help. Ek sê vir hom, nee, baie dankie, maar jy weet mos, hoe is ons? En in my agterkop dink ek net, ag nee, wat jy weet, los maar, is net praatjies. Jong, my vrou maak vir ons haar 'n bietjie koekies en snacks en sulke goed, en ek eet, en ek gaan toe weer verder, en jy weet, Jessie, daai woorde wat die Bybel sê, jy weet, as jy 'n goeie vrou gekry het, is sy meer werd as al die parels in die hemel. Dit is so. Nou, ek het 'n hark by die huis vergeet, en hier gaan my vrou, terwyl ek die gras sny, het sy nou die graaf, en nou krap sy die gras en die goed, hier by die palissade uit, want dit help nie, jy sny nie, jy moet dan sien ook waar jy sny. Ek kry sommer trane in my oë as ek nou hiervan praat, en na so ruk, weet, raak het warm, en ek sê toe vir haar, wel, kom, al kan ons net hierdie plekkie skoonmaak vandag, dit gaan nie vir ons moontlik wees, om hierdie hele kerkhof vir goed skoon te maak nie. Ons doen maar wat ons kan doen. En nou, na so ruk stop ek, en ek sê vir haar, wil nie vir ons gaan koeldrank ingooi nie. Maar voordat hierdie persoon ry, hierdie blanke persoon, gee ek hom my selfoonnommer. En toevallig terwyl sy en ek daar so staan, hier lei my foon, en ek ken nie die nommer nie, en ek antwoord, ek sê, goeiemôre, en toe sit 'n swart man. Hy sê vir my, baas, waar is julle? Ek sê, wie praat nou? Ek vat nou maar net voorbeeld, sommer James Molefe. Ek sê, ons is hierso by die kerkhof, hierso by Steynsburg. Hy sê vir my, maar hy wil my kom sien, hy moet kom help. Ek sê, kom help met wat? Nee, om die plek skoon te maak. Ek sê, maar nou, waar is jy?
Nou waar ons gestaan het, sal jy nou sien waar die graansilo's is. En ek stap toe uit by die kerkhof, en ek kyk toe so af, en ek sê vir hom, is dit jy wat daar aan die ander kant met die wit bakkie staan, en hy flikker toe sy ligte. Ek sê, goed, jy moet nou net so ry. Nou, na by die kerkhof is daar 'n abattoir, natuurlike slagpale, en seker net maar van die water en die goed, is daar nou 'n redelike bietjie van modder, laat hy nou nie daar in die modder goed gaan vassit nie. En hier kom hy aan, julle gaan dit nou sien op hierdie dokumentêr, hy en 5 swartes met wheat eaters. Mense, as dit nie van ons Here af was nie, as hy nie gesien het, dat ons bereid was, om te werk nie, om net ons deel by te dra, nee, dan weet hy, ek kan nie vir u sê nie, daai persoon wat die oggend daarna toe gekom het, as God hom nie gestuur het, om ons daar te kom help nie, want dit was onmoontlik vir my en my vrou gewees om my plek skoon te maak. Nee, dan sal ons daai plek nie skoon gekry het nie. Dit is onbeskryflik wat daai dag hierso gebeur het. Ons het in die werk gespring, hulle masjiene was natuurlik nou baie sterker, jy weet, ons het nou maar daai toukie op die wheat eater wat sny en hulle daai soliede, weet, 3 lemme, en 1:00 die middag, toe is daai hele kerkhof skoon gesny. En jy weet, nee, al het God hierdie man gebruik, om sy werkers te kry, al die pad van Kroonstad af, om ons te kom help. Weet u wat is die hartseer hiervan? Is nie hulle mense wat daar lê nie. Is ons mense. Is 'n blanke kerkhof met bitter baie ou grafte. Hier lê generaal J.A. Olivier. Is dit nie 'n skande dat ons blanke so slap gat geword het? Dat wanneer jy bereid is om jou tyd op te offer, dat hulle maar aan die ander kant toe kyk en om te sê, weet jy wat, ek het beter dinge om te doen. Wat 'n skande dat ons blanke so sleg geword het. Dat wanneer, as daar nie iets in is vir hulle nie, stel hulle nie belang nie. Vir my, met die maak van die konsentrasiekamp DVD's, hierdie skoonmaak, nee, wat gebeur het by Sine van Rensburg se graf en goed. Die Here baie dankie. Daai woorde wat die skrif sê, Here, hier is ek, stuur my. Ek is al meer as 20 jaar besig om die waarheid by ons boerevolk uit te kry. Ek onderneem ook praatjies om vir u die absolute waarheid te vertel, wat het in hierdie Britse moordkampe gebeur. Maar baie dankie dat u my ondersteun deur die koop van hierdie Anglo-Boereoorlog DVD's. Ek doen maar 'n beroep op u. Ek wil graag Sint Helena toe gaan. Dis 'n eiland so 2700 km vanaf Kaapstad. In die Tweede Vryheidsoorlog was daar oor die 6000 boere mans, waarvan 400 boereseentjies onder 15 jaar oud was, aangehou deur die Britte op hierdie eiland. Hierdie storie is nog nooit vertel nie. Ek het ongelukkig nie die finansies, maar elke bydrae wat u gee, nee, sal ek sorg dat u daai dokumentêr ook in die hande kry. As jy enige bydrae kan maak of 'n donasie, asseblief, ek is nie iemand wat teruggaan op my woord nie, sal ek dit baie waardeer. Geniet hierdie DVD.
sien daai bynies is daar by daai een graf daar. O, Dink jy ek moet maar daai graf vat en dit toe gooi nie? ja, jy kan. Kyk maar net dat daai white balance reg gestel is. Kom, Chloe. Lyk net of hy sny nie. Ja, lyk of hierdie karting goed beweeg is. So 'n stukkie praat. So 2,5 ure se ry vanaf Johannesburg is hier so 'n klein dorpie in die Vrystaat. En die dorpie se naam is Petrusstein. En vroeër hierdie jaar het ek en my vrou die DVD gaan maak oor Lady Brand, daar diep in die Vrystaat naby die Lesotho grens. Maar ons het al so dikwels by hierdie dorpie gery en iets het net eendag vir my gesê, gaan ry net in nou, soos daar by u. Ek dink kry 'n mens seker die interessantste grafte partykeer in die begrafplaas. Nou hierdie is 'n begrafplaas aan die agterkant van die dorp. En wat 'n wonderlike ervaring was dit nie gewees toe ons hierso afkom op generaal Olivier se graf. Nou hy het 'n baie belangrike ding gedoen in die Anglo-Boereoorlog. Toe die Engelse hierdie vrouens en kinders gevang het en hulle in 'n helkamp gesit soos die 53 ander helkampe, was hy naby Allewal Noord gewees. En hy was daai tyd nog maar net 'n gewone kommando-ryer gewees. En hy en 'n paar van die kommando's het eendag besluit om van hierdie vrouens se kinders te gaan red uit die konsentrasiekamp in Allewal Noord. En binne in een van die museums in Allewal Noord is daar 'n foto van hom waar hy saam met 'n perdekommando staan. En ek het nooit verder toe nou enigiets gewonder wat het van hom geword nie. En groot was my verbasing gewees om hier in hierdie klein dorpie Petrusstein sy graf toe te ontdek, generaal Cornelius H. Olivier. Maar ek moet vir julle sê, dit is waaroor ons erfenis gaan. As u nou sien hoe lyk hierdie grafte toegegroei, dit lyk vir my al die grafte hier se vanne is Olivier. Dan wonder ek net wat het van hierdie Olivier mense geword. Is dit hoeveel ons omgee vir ons erfenis? En ja, die mense het 'n beroep gedoen op 'n hele paar mense om te sê kom help ons hierdie Saterdag om hierdie
kerkhof, hy's omtrent 'n kwart akker groot, net te kom skoonmaak. Die mense hier in Petrusstein, mense, wat 'n skande. Dis regtig, nee. Dit is 'n skande dat julle kerkhof so lyk. Ek weet ja, die munisipaliteit is verantwoordelik om dit in stand te hou, maar julle weet self hoe gaan dit vandag. Hulle stel nie belang nie. En daarom doen ek 'n beroep op u. Gaan stap 'n bietjie deur die ou kerkhof daar by julle, of as daar 'n konsentrasiekamp in julle dorp is, gaan loop 'n bietjie daar deur. Gaan plant 'n blommetjie. Smeer 'n bietjie grease aan die hek. Of verf net hierdie palisade net weer vir 'n slag. Want hierdie mense in die Anglo-Boereoorlog het so baie vir ons gedoen. En is dit hoe ons hulle wil eer, met plekke wat lyk soos die. Ek gaan dit nou vat. Nee, ek gaan hom so met my hand vat. Nee man, Ja, jy moet buite staan. nee. Byt hom terug. Die plekkie gaan nou mooi lyk. Hier is nog 'n olievuur wat hier buitekant lê. Ja. Sien hierdie twee kindergrasse ook hier nie. Touw is nou amptelik klaar. Wel, ja. Dis as hulle kom, dan kan hulle hierdie voorste stuk sny. Al hierdie katbosse afhaal.
Ja, jy kan hom maar vir ons lekker organiseer. Ja, ek's reg. Wat jy nou gedaan? Huh? Wat jy nou gedaan? Kyk, as iemand nog vir my wil sê dat die Here nie bestaan nie, dan maak hy 'n groot fout. Wat 'n wonderlike ervaring het ons weer vanoggend hier gesien. By hierdie ou kamp kerkhof. Ek sien dis bitter baie ou grafte hier in Petrusstein. Maar ons sou in totaal 12 mense gewees het. Na ek vir die mense gesê het wat 'n haglike toestand hierdie kerkhof is hier op Petrusstein. En ook met die ontdekking van generaal Olivier se graf hier tussen die ander grafte. En vanoggend toe ek en my vrou hierso stop, het ons net maar self op ons eie aangegaan. Met daai ou bossie kapper en kort dan breek die plastiek wat die gras nou moet afkap. En toe ek 'n breek vat om die plastiek langer te maak, toe sien ek kom 'n bakkie aangery. Ek gaan hierdie bakkie se besonderhede afneem. Hier stop toe 'n persoon, ek skat seker hy moet so in sy laat 50's wees. En hy vra toe vir my, ja, weet, wat maak ons hier? En ek sê toe vir hom, ja, ons gaan die plek skoon maak of probeer om skoon te maak. Hy sê vir my, hy glo dit nie. Ek sê, wel, dan moet jy dit nou maar los. Hy sê, want waar kry jy nou nog in vandag se tyd mense wat dit sal kom doen sonder vergoeding? En hy sê toe vir my, jy gaan vir my mense stuur om te kom help, maar van Kroonstad af. Nou, Kroonstad van hier af is seker omtrent so 200 kilometers. En ek het my vrou toe maar aangegaan. Ek moet nogal sê, sy lyk nogal oulik met 'n graaf. En maar so gesny en die gras afgetel en weggevat. En die volgende oomblik kry ek 'n oproep. En hierdie swart is naam is Johannes. En hier kom hulle aan uit die bloute uit. En ek gaan nou so deurloop en vir julle wys. Ek dink nie hierdie kerkhof was in seker 50 jaar laas was so skoon gewees. Ek wil vir u sê, hier waar ek staan, dink ek dat hierdie 5 swartes net so moeg is. Dis omtrent 'n kwart akker wat hierdie kerkhof groot is.
Maar ek glo en ek hoop en vertrou dat wie ook al hierna kyk en miskien van Pieterstein af is, wie se ouers of familie dalk hier lê, tog 'n draai sal kom maak. Dis ook daarom hartseer as 'n mens sien. Eens op 'n tyd was daar ook mense wat lief was vir die wat hier so begrawe is en alles is net besig om te vergaan. Maar wat vir my skokkend is, na ek 'n hele paar briewe geskryf het vir die Heilbron Herald, het ek gevra, mense, daai Saterdag, dis nou vandag die 9de November 2013, kom help ons asseblief. Al het jy nou net een graf gevat en hom net gaan skoonmaak, elke druppel in die emmer help, maar wat 'n skande. Ek weet nie waar gaan hierdie boervolk van ons heen nie, maar wat 'n ongelooflike skande. En ek weet, daar's mense wat hierdie briewe gelees het in die Heilbron Herald. En ja, wat kan 'n mens meer sê? Hierdie boervolk van ons het tot gelofte dag verloon. Maar ek moet vir u sê, dat die Here vir ons vandag hier geseën het. Ons het nie familie wat hier lê nie. Al wat ek weet is generaal Olivier. Wat 'n wonderlike daad het hy net gerig. Hy en sy manskappe om daai vrouens daar in Allewal Noord se konsentrasiekamp te gaan probeer red uit die moordenaars van daai vrouens en kinders. En hier lê hy vergete. Hierdie grafte, soos jy self gesien het, was seker jare en jare laas, jy weet, skoon gemaak. Maar ek wil ook vir my vrou sê baie dankie. Jy weet, dis nie enige vrou wat by so iets wil betrokke raak nie, maar hier het ons weer vandag bewys, net soos met die konsentrasiekamp projek, dat ons die waarheid by ons mense moet uitkry oor wat besig is om te gebeur. En ja, so dikwels dan dink ek, ja, die swartes is die gevaar in hierdie land van ons. Maar dit wys jou net vandag, dis nie die gevaar nie. Ons eie mense is die gevaar. Want hulle kan soveel te sê op Facebook en op hierdie internet en op die media. Maar wanneer dit kom dat hulle moet kom help, jammer, ek moet sê, hier's 3 byneste hier in hierdie grafte. Maar as jy hulle kom vra en kom help, dan sien jy hulle net nêrens nie. Kyk daar waar, was Ja, stop het.
Hallo. Nou as jy nou so kyk, dan wonder 'n mens hoekom is hierdie ander grafte dan nou so half skuins gebou of skuins begrawe. En ek het nou met 'n inwoner gepraat hierso by Steynsburg, sê hulle ja, die joiners was so begrawe gewees. Hulle was nie van oos na wes begrawe nie. Dat die mense, as hulle kom besoek aflê het, altyd daaraan moet herinner dat hulle die mense was wat hulle eie volk verraai het. Hier reg voor ons is ook so 'n graf wat so heeltemal in die teenoorgestelde rigting begrawe is. En dis blykbaar die joiners se grafte. Baie van hulle wat natuurlik oorlede is na die Anglo-Boereoorlog is in hierdie kerkhoffie begrawe, so sê die oom. En dit is die rede hoekom hy heeltemal in die teenoorgestelde rigting begrawe is.